Terwyl ons net so staan, kom ons sluit die oë. Ons Vader Jahwe, hoe dankbaar is ons nie vir hierdie woord dankie. Dankie vir u grootheid en u genade. Dankie dat ons vanaand by mekaar kan wees om u weldade te ondersoek en dit te bepeins, ons daarin te verlustig, en ook die begeerte in ons harte te kan hê, Vader, om te doen dit wat reg is, want u is reg en waar u wet gehoorsaam word, waar u insettinge en verordeninge geag word, daar waar ons op die woord agslaan en luister, daar is orde, liefde en vrede. Daar is u heerlikheid en daar is u beeld. Vader Jahwe, hoe groot roeping is dit nie, om uitverkies te kan wees, om gered te kan wees, om verlos te kan wees uit die koninkryk van duisternis en oorgebring na die koninkryk van die seun van die liefde as 'n koninklike priesterdom om die deugde te verkondig van u wat ons liefhet. En Vader, dit is ons begeerte vanaand om die deugde te ken, te weet dit wat u wil is, sodat ons ook in ons hele lewenswandel, ons voete daar volgens kan rig, onder u leiding en deur die krag van die Gees en die genade. Dankie vir u woord. Dankie vir die manier waarop u dit deur die eeue heen bewaar het, ook in ons eie taal vanaand. Dankie vir elke boek binne in die Bybel, met sy uniekheid. En ook as ons vanaand by ons gedeelte stil staan, Vader, dan sê ons vir u dankie, want dit is kosbaar. Leer ons en lei ons tot die eer en verheerliking van u naam, in Yeshua Messia. Amen. Jy kan die sitplekke inneem, baie dankie. Hooglied, die lied van die liedere, dit is in die oortreffende trap, hartlik goeienaand aan almal, laat ek net eers begin by goeienaand. Die wat ingeskakel is, ek hoop daar is vanaand geen tegniese probleem nie. Ek hoop dit verloop seepglad en dat u rustig en gemaklik en kan luister en fokus en konsentreer en niks die aandag aftrek nie. Nou kan ek verder gaan. Hooglied, die lied van die liedere. Dit is in die oortreffende trap. Wat is daar nog in die Bybel, in die Ou Testament, wat in die oortreffende trap geskryf is? Ons het die heilige en ons het die allerheiligste. Binne in die heilige is die allerheiligste oortreffende trap. En so ook met die liefde. Jy kry liefde tussen vriende en liefde vir miskien kos, kinders het 'n liefde vir roomys. Maar die liefde van die liefde, die hoogste vorm van liefde vir ons op aarde, die intensste vorm, is 'n liefde tussen 'n man en 'n vrou, wat net 'n beeld is, net 'n spieelbeeld van Jahwe se liefde. En dit wil ek nou in die begin sê, heel in die begin, dat ons leer nie die liefde ken deur 'n goeie verhouding met jou lewensmaat te hê. Ons kan nie liefde definieer, ons kan nie sê, dit is die liefde, hier te kom. 1 Johannes 4 leer vir ons het die liefde leer ken, verstaan, dis aan ons geopenbaar, nie dat ons lief het, of Jahwe lief gehad het, maar dat hy ons lief gehad het. Die definisie van liefde, dit geld vir die hele hoogliedpad, dit geld vir die hele pad op aarde. As jy wil weet wat is liefde, Jahwe openbaar wat is liefde, goddelike liefde. God is liefde in Johannes 4, hierin het ons die liefde leer ken, dat hy ons lief gehad het. En dit is ook die beginsel waarop ons die boek Hooglied hanteer. Ons gebruik nie verwronge, verkeerde, vleeslike persepsies om dit in te lees in Hooglied in nie. Inteendeel, ons mag dalk vanaand 'n paar goed aanspreek en sê, dis boos. Jy het verkeerd opgevoed, jy het verkeerde goed gekyk. Die woord van Jahwe is die maatstaf. So, dit is in 'n mate ook vir ons allerheiligste van die liefde. Jahwe se liefde geopenbaar. Want dit is waar Jahwe was, in die allerheiligste. Dis waar hy sy teenwoordigheid geopenbaar het. En omdat God liefde is, hy is liefde, betree ons die allerheiligste, sy teenwoordigheid in hierdie Hooglied.
En daar's beginsels. Vanaand die tyd van die liefde. Die tyd van die liefde. Ons lees weer Hooglied 2. Ek sê dit maar elke keer, eintlik is Hooglied 1 en Hooglied 2 tot by vers 7 is 'n toneel. En daar's 'n manier hoe ons hierdie tonele onderskei, deur 'n spesifieke vers wat elke keer herhaal, of 'n toneel afsluit, of deur die toneel wat plaasvind in 'n spesifieke omgewing. Hy's in 'n tuin, of hy's in die veld, of hy's in 'n huis, of daar's 'n spesifieke dialoog. Daar's maniere hoe ons dit in die teks onderskei. Ons lees weer hoofstuk 2 vers 1 tot 7. Ek is 'n narsing van Saron, 'n lelie van die dale. Soos 'n lelie tussen die dorings, so is my vriendin onder die dogters. Soos 'n appelboom onder die bome van die bos, so is my beminde onder die seuns. Ek het verlang om in sy skaduwee te sit, en sy vrugte is soet vir my verhemelte. Hy het my in die wynhuis ingebring, en sy vaandel oor my was die liefde. Versterk my met rosynkoeke, verkoop my met appels, want ek is krank van liefde. Laat sy linkerarm onder my hoof wees en sy regterarm my omhels. Ek besweer julle, dogters van Jerusalem, by die gemsbokke of by die takbokke van die veld, om nie die liefde wakker te maak of op te wek voordat dit die liefde behaag nie. Vanaand se tema, die tyd van die liefde. Salomo het 3 boeke geskryf, ons het dit al gesê. Spreuke, reg en verkeerd. Prediker, as jy doen wat verkeerd is, sinloos is die lewe. Hooglied, as jy die pad van die lewe vind, die ware liefde, goddelike liefde. Prediker 3 praat Salomo spesifiek oor tyd. Daar's 'n tyd vir alles. 'n Tyd om gebore te word en 'n tyd om te sterwe, né? Dis omvattend. Maar binne-in hierdie tydperk tussen gebore en sterwe gebeur alles op sy tyd. Alles. En hy het 'n klomp vergelykings in Prediker 3. Hy sê daar is 'n tyd om te plant en daar's 'n tyd om uit te roei wat geplant is, en dit het te doen met die natuur en met seisoene wat tye bepaal. As 'n tyd om dood te maak en 'n tyd om gesond te word, 'n tyd om af te breek en 'n tyd om op te bou, 'n tyd om te ween en 'n tyd om te lag, 'n tyd om te weeklaag en 'n tyd om van vreugde rond te spring, 'n tyd om klippe weg te gooi en 'n tyd om klippe bymekaar te maak, 'n tyd om te omhels en 'n tyd om ver te wees van omhelsing. So wat gebeur met jou as in die tyd wat jy moet uitroei wat geplant is, eers wil begin plant? Of as jy in 'n tyd is wat jy moet ver wees van omhelsing, nee, dan wil jy nou omhels. Dan is jy uit pas uit, en dan is daar noodwendige gevolge, en daar is hartseer, en daar is trane, en daar is pyn, en daar is nie sukses nie, en daar is leed en hartseer. So dis belangrik om jou plek binne in die lewe te vind van kleins af. Sê mamma, dis badtyd. En as jy draai en draal, dan brand jou boude eers en dan is dit badtyd. Daar's gevolge. Dis nou eet. Dis nou slaaptyd. Dis nie nou slaap nie, dis môre moeg en. Ons as mense is tydgebonde. Dit is nou maar 'n eenvoudige lesie. Daar's 'n tyd vir alles, en so is daar ook die tyd van die liefde. En daar is 'n spesifiekheid binne die konteks van Hooglied, want as ons na Jahwe se raadsplan kyk, van om 'n volk te gaan red, sy heilsopenbaring, sy heilsgeskiedenis, dan is daar 'n spesifieke tyd wat hy vir Abraham roep. Daar's 'n spesifieke tyd wat hy aan Isak en Jakob verskyn. Daar's 'n spesifieke tyd wat hy vir Israel uit Egipte land red. Hy gee vir Abraham tydsaanduiders en sê, soveel jaar sal julle in Egipte wees. En dan kry Israel die wet, die feeste, wat 'n beeld is van sy verlossingsplan, en die feeste is op bepaalde tye, aangewyste tye. Die feeste het spesifiek gewerk op 'n kalender. Ek kon nie besluit het enige tyd hou hulle enige fees nie. Die openbaring van Jahwe, van sy handeling met sy volk, gebeur volgens plan. Daar's tyd.
En daar's tyd wat vervul. En soms is daar nog nie die tyd vir iets om te gebeur nie. En al wil jy hê dit moet gebeur, dit kan nie gebeur nie, want Jahwe het bepaal, dit gaan nie dan gebeur nie. Dis eers wanneer dit moet gebeur, gebeur dit. Nou van dit als gesê, is daar 'n waarskuwing, moenie die liefde opwek as dit nog nie die tyd is vir die liefde nie. Moenie buite die reëls gaan nie. Daar's reëls, dis tyd dat ons mekaar sê, daar's reëls in verhoudings, daar is reëls, jong mense, daar's reëls. As jy nie by die reëls hou nie, kan jy nie by die hoogste vreugde uitkom wat Hooglied ons verduidelik, die volmaaktheid van man en vrou wees. En net so met die heilsgeskiedenis nog minder, kan Israel bepaal het wanneer, hoe en wat sy vir Jahwe dien. Vanoggend se boodskap pragtig. Daar's 'n tyd wat Jahwe sê, dit help nie julle bid nie. Julle is Lo-Ami. Dit help nie. Israel het in daai tydperk voor Joshua 400-500 jaar wat Jahwe se woord stil geword het, vals profete opgewek en sê, profeteer vir ons hoe lief is Jahwe vir ons. Profeteer vir ons hoe dit help nie. Dit kan nie. Dit was nie die tyd van die liefde nie. En die boodskap, die klimaks vanaand is dat Joshua gebore is in die volheid van die tyd. Die tyd van die liefde het aangebreek en Joshua lei dit in die volgende konsep wat belangrik is met die tyd van die liefde is verbondsluiting. Eers verbond, dan die tyd waar daar al die voorregte is. En ek weet, baie verskillende mense kyk vanaand of luister of na die DVD later. Miskien is jy in 'n gelukkige huwelik, miskien is jy in 'n ongelukkige huwelik, miskien is jy besig met 'n egskeiding, dit maak nie saak wat jou situasie is nie. Die woord van Jahwe is waarheid en waarheid maak ons vry. En hier in die boek Hooglied gaan ten eerste oor Jahwe se openbaring met sy volk en daaruit kry ons riglyne vir ons eie lewe. So ek wil begin deur te sê, ons kyk eers na ietsie pragtig en julle sal sien dat ons werk uit die profete uit. Die profete was so nuuskierig, meer as nuuskierig. God gedrewe verlange, wanneer sal Jahwe wees, sy volk genadig wees? Hulle sien al hierdie onheil wat gebeur, maar hulle weet in hulle harte, die Gees werk in hulle harte, die Gees van die Messia, 1 Petrus 1, dat daar gaan 'n tyd kom wat Jahwe wees, sal wees soos ons vanoggend gehoor het in Hosea. Daar word gesê, weg van my aangesig, maar terselfdertyd werk die Gees van Jahwe en die profeet om te sê, daar gaan 'n tyd kom waar die liefde weer kom. Nou so kom ons kyk so 'n bietjie na Jeremia 31. Jeremia 31. Nou elke keer gaan ons lees, dis Jahwe wat in die woord is. Dis Jahwe wat handel. Dis Jahwe wat sê, ek het jou lief. En daarom, in Afrikaans is dit nou, die vrou wat sê, ek besweer julle. Ek laat julle 'n eed neem. Julle moet verstaan, ons, die vrou, kan nie die liefde opwek. Die vrou kan nie die man verlei tot liefde nie. Dit werk nie so in die woord van Jahwe nie. Die verkeerde voorbeelde wat ons in flieks en in Hollywood kry, is die vrou kom met verleiding en wat ook al haar planne is. Ons lees van daai vrou in Spreuke 8 en 9, ons gaan later daaroor praat in die reeks. Maar wanneer ons na die woord van Jahwe kyk, dan is dit Jahwe wat handel. Jahwe is die een wat die liefde openbaar, die man is die een wat die leiding gee. Kyk mooi in Jeremia 31, en dit is so pragtig. Mens moet maar Jeremia 30, die genade en die reddende hand van Jahwe ook eers lees in Jeremia 30, en dan begin Jeremia 31, en ons weet Jeremia 31 is die hoofstuk oor die nuwe verbond. Hy begin met die woorde, Jeremia 31 vers 1, in die tyd, die het 'n aksent op. Watter tyd? Dit is die tyd van die liefde, die tyd van genade, die tyd van verbondsluiting. In die tyd spreek Jahwe, sal ek vir al die geslagte van Israel 'n God wees, en hulle sal vir my 'n volk wees. Onthou, dis Jeremia wat klaagliedere skryf.
Jeremia wat die verwoesting van Jerusalem profeteer, Jeremia wat al hierdie hartseer tye beleef, maar daar gaan 'n tyd kom. In die tyd is Jahwe 'n God vir sy volk, en hy sê in vers 2 en 3, so sê Jahwe, die volk van diegene wat van die swaard vrygeraak het genade gevind. Ons praat van 'n oorblyfsel. Is die tema, die oorblyfsel. In die woestyn en op die weg om rus te geniet, naamlik Israel. Ja, hier is nou baie belangrik. Jahwe het aan my verskyn uit die verte. Ja, ek het jou lief gehad met 'n ewige liefde. En daarom het ek jou getrek met goedertierenheid. Nou baie mooi kyk. Dogters van Jerusalem, moenie julle die liefde opwek as dit die liefde nie behaag nie. Moenie sê, hier is 'n gesalfde, hier is 'n Messia. Weet julle hoeveel vals Christusse, vals gesalfdes was daar gewees? Want die volk het 'n behoefte gehad aan verlossing, aan redding. En hulle het hulle hoop geplaas op mense, op prinse, wat hulle almal teleurgestel het, wat hulle ingelei het in optogte of in veldtogte of in rebellie teen die Romeine, en hulle wou die liefde opwek, want hulle is Jahwe se volk. Totdat die volheid van die tyd gekom het, is die verlosser nie gebore nie. Jahwe trek met koorde van liefde. Ek het jou lief gehad. Ek, Jahwe, is die een wat lief het. Hierin het ons die liefde leer ken. Dat Jahwe sy seun stuur. Daarom het ek jou getrek met goedertierenheid. Die woordjie getrek is baie belangrik. Ons gaan hom net in die Nuwe Testament 'n klomp keer voorkom. En in die Ou Testament. Jahwe trek. Ek wil dit net weer mooi verduidelik. Dames, in 'n aardse verhouding. Miskien moet ek vir die kamera kyk. Miskien is daar meer jong meisies op die wat sit en kyk. Dis nie jy wat uitgaan en besluit, ek gaan mans loop en verlei nie. Dis goddeloos. Dis Hollywood. Dis van die Satan. Die goddelike manier is, die man het lief en hy trek met koorde van liefde. En ons gaan verduidelik hoe dit werk, hoe hy dit bewys. Hoe 'n man leiding neem. En dan, wanneer die vrou oortuig is, want ons gaan sien in Jesegiel, die man moet eers sweer, hy moet eers verbond sluit, hy moet eers 'n waarborg gee, as 'n paar dinge wat hy moet doen, en dan sê sy, ek is oortuig van jou liefde. My begeerte is net na jou, soos wat ons in Hooglied gelees het, sommer heel in die begin, kus my met kusse van jou mond. Maar luister, ons leer dit vanuit Jahwe se handeling met sy volk, hy neem die leiding. Hy is die een wat besluit, ek bewys my liefde toe jy dit nie waardig was nie, op grond van my goedertierenheid, nie op grond van verleidende, hoe sê Spreuke, skoonheid, aanvalligheid, is verleidelik, het gaan oor die innerlike. Jahwe sê, ek het jou lief gehad. En dan sluit hy verbond, Jeremia 31 vers 31. Kyk, daar spreek Jahwe dat ek met die huis van Israel en die huis van Juda 'n nuwe verbond sal sluit. Onthou julle, ons het gesê in die boodskap, die wynhuis, hy het my in die huis van verbond gebring. Dis hoekom sy met sekerheid kan sê in Hooglied 2 vers 7, moenie die liefde opwek as dit die liefde nie behaag nie. Moenie buite die huis, alvorens daar verbond gesluit is, die voorregte wil geniet wat in die huis gebeur. Dit is Jahwe se voorskrifte. Ons moet trou. Ons moet verbond sluit. Ons moet voor die aangesig van Jahwe en voor getuienis trou. En dan, as ons in die huis ingebring is, dan geniet ons dit wat Jahwe beskik het. Hy sê in Jeremia, in die tyd, watter tyd? Die tyd van die liefde. Kom ons gaan nou Hosea 11 toe. Hosea 11. Terwyl ons so blaai, en ek weet baie van ons het verkeerde maniere, verhoudings begin, en baie van ons is skuldig, erken dit, bely dit, soek Jahwe se aangesig, en stel die regte voorbeeld, deur te sê, dit is Jahwe se woord, moenie goed praat wat verkeerd is, moenie bitter soet noem en soet bitter noem nie. Ons moet standpunt inneem, hierdie is 'n aktuele onderwerp. Jahwe gee vir ons duidelik die voorbeeld. Baie mense sê, daar is nie voorbeeld in die Bybel van trou nie, trou is 'n mensgemaakte ding.
Dit is nie die waarheid nie. Die woord gee vir ons duidelik riglyne hoe Jahwe met sy volk verbond sluit, eedswering, haar versier. En dit is die tyd van die liefde. Dit is die tyd van die liefde. Niks voor die tyd nie. Jesegiel 16 gaan oor Jerusalem se gruwels. En Jahwe, nee, ek het nou eers gesê Hosea, nee, verskoon, Hosea 11. Amper spring ek te vinnig. Ons gaan eers Hosea toe. Hosea 11. Nou, daar's twee dele van die boodskap. Ons kan eers kyk na die ou verbond, die eerste huwelikssluiting, want Jahwe het daar goddelik opgetree, maar Israel het goddeloos opgetree. En dit is 'n voorbeeld vir ons, of 'n heenwysing na die behoefte, na die volmaakte. Nou, Hosea 11, vers 1, toe Israel 'n kind was, het ek hom lief gehad, en uit Egipte het ek my seun geroep. Daar's hierdie twee beelde. Daar's eintlik baie beelde in die Bybel. Jahwe is ons herder, ons is die skape. Jahwe is 'n sterk toring, ons vlug daarin, ons is vlugtelinge. Jahwe het baie beelde, hy's 'n vader en ons is sy seun. So ons kan 'n beeld vat en daaroor preek. Maar die mees intiemste, kosbaarste, aktueelste beeld is die een tussen 'n man en 'n vrou. So ons kry hier eers die beeld van Israel as my seun, maar as ons 'n bietjie verder gaan en lees ons vers 4, met mense bande, met koorde van liefde, het ek hulle getrek. Ons gaan in Jesegiel 'n duideliker beeld kry van 'n vrou, maar ek wil fokus op hierdie, ek het jou getrek, met mense bande, met koorde van liefde, het ek jou getrek. En ek was vir hulle soos diegene wat die juk van hulle kakebeen af oplig, en ek het my na hom toe neergebuig, en ek het hom voedsel gegee. Ons moet nou mooi kyk in hierdie tyd van die liefde. Paulus vergelyk die huwelik tussen die man en die vrou met Yeshua in die gemeente, deur te sê dat Yeshua het sy liggaam oorgegee, hy is die verlosser. Wanneer ons by hierdie tyd van die liefde kom, gaan ons eers sien, hierdie koorde van liefde, daar's 'n verlossingsaspek. Daar's hierdie aspek waar Jahwe uit Egipte sy volk verlos. Hy vat die juk weg, die diensbaarheid aan vreemdes, sodat hulle vry kan wees om aan hom te behoort. Met ander woorde, die tyd van liefde is 'n tyd van verlossing. Die verlosser daag op, dis hoekom jy nie voor die tyd kan opwek nie, maar dan moet eers 'n verlosser wees, of die verlosser. En tweedens, dan is daar die hoort en die behoort vry om aan hom te behoort, en dis die pad van bekering. Dis die pad van wegkeer van dit wat jy gehaat het, die uittrek van die vuil, Egiptiese slawerny, die sonde, en die vryheid wat die verlosser bring, sodat jy aan hom kan behoort, en dan kry ons die beeld, jy het agter my aangeloop, in die tyd van liefde, jy wou by my wees, ek het jou nou net verlos, die verlossing is vars gewees, jy was oorstelp met vreugde, want dit was so sleg in slawerny, was so alleen, verwaarloos, verwerp, en nou is daar liefde, jy ervaar, ek het jou lief, ek stel in jou belang, en dit is kosbaar. Moenie verliefdheid afskryf as iets boos nie, dit is goddelik. Verliefdheid in die vlees het 'n pragtige beeld van eerste liefde, waar jy alles vir die maat wil gee. En Jahwe soek dit in die geestelike lewe, wanneer hy vir die gemeente van Efesiërs sê, in Openbaring, dat jy doen al hierdie goed reg, maar jy het jou eerste liefde verlaat, en as jy nie terugkeer na jou eerste liefde nie, gaan ek jou verwerp. Toe jy alles vir my gegee, toe jy net by my wou wees, toe die tyd van die liefde, toe jou verlossing en jou bekering vir jou 'n realiteit was. Jahwe sê, ek het jou getrek. Ek sê dit weer, ons sien dit baie in die Ou Testament. Miskien moet ek net hierdie een gedagte ook in Levitikus 26, ek lees dit vir julle vers 13. Ek is Jahwe, julle God, wat julle uit Egipte land uitgelei het, dat julle nie julle slawe moet wees nie. Ek het julle jukskeie verbreek en julle regop laat loop. Verlossing, sodat jy nie vry is om te doen wat jy wil nie, dat jy my kan dien.
Luister nou mooi na die volgende 2 tekste. Johannes 12 is die tyd van die liefde. Johannes 12 vers 32 sê Yeshua, en as ek van die aarde verhoog word, en ons weet, hoe is Yeshua verhoog? In 'n vloekhout. Hy is in 'n vloekhout verhoog, die vaandel, die kenteken, die bewys van Jahwe se liefde. As ek van die aarde verhoog word, sal almal na my toe trek. En ons weet wat die almal beteken, almal wat verordineer is tot die ewige lewe. Maar kyk mooi, wanneer die tyd van die liefde aanbreek, wanneer die volheid van die tyd wat Yeshua kom en die liefde van en mens kom word vanoggend se boodskap en geopenbaar is in die vlees en die liefde van Jahwe kom bewys, dan trek hy. Daar's die trek jou met koorde van liefde. Ek word mens, ek trek jou met mensekoorde, mensebande. Word mens vir jou. Johannes 6:44 gebruik ook die woord trek. Niemand kan na my toe kom as die Vader wat my gestuur het hom nie trek nie. Die man is die een wat die liefde initieer, wat sê ek het jou lief. Ek openbaar my liefde, ek bewys my liefde, en Yeshua die hoogste offer betaal, en dit is die trekaksie. En sy sit nie handjies gevou. Nou dat die liefde geopenbaar is, nou moet daar reaksie wees. En dit is dan wat ons sê, die tyd van die liefde is die tyd van bekering. Kom ons kyk gou eers na Jesaja 16 voor ons verder gaan. Jesaja 16. Nou, ek gaan net spesifiek hierdie tyd van die liefde onderstreep, toe Jahwe vir Jerusalem haar geskiedenis vertel, vers 8, Jesaja 16 vers 8, ek het by jou verby gegaan, en jou gesien. Nou ons weet uit die voorafgaande verse, sy was niks, sy het in haar bloed gespartel, sy het niks verdien nie, sy was nog lelik, niemand het haar met sout ingevrywe, dis nie sy wat Jahwe verlei het nie, sy was nie die minste, Jahwe het 'n welgevalle aan Israel gehad, nie, want sy die meeste, die grootste en sterkste was, sy was niks, sy was nie eers mooi nie, sy was in die taal van Hooglied bruin gebrand deur die sonde. Hy maak haar mooi, en dis wat hierdie hoofstuk oor gaan. Ek het by jou verbygegaan en jou gesien, en kyk, jou tyd was die tyd van liefde. Toe het ek my vleuels oor jou uitgesprei, dis 'n idiomatiese uitdrukking, wat in vir Rut en Boas ook gebruik word, om te sê, ek trou met jou. En dis hoekom dit kosbaar is, dat ons onder Jahwe se vleuels kan skuil, verbond sluit. En ek het jou naaktheid toegedek, ek het vir jou gesweer, kyk hy eetswering, en met jou 'n verbond aangegaan. Sien julle, bring haar in die wynhuis, binne in die verbond. En hierdie gedagte is nou die ou verbond, want dit verduidelik die geskiedenis. Spreek Jahwe, en jy het myne geword. Eetswering. Eetswering vind plaas voor getuies. Manne, as jy wil vertel hoe lief is jy vir jou vrou, dis goed en reg, sê dit daar in die donker, maar op 'n stadium moet jy voor 'n kansel staan, en voor die gemeente, voor Jahwe dit erken en bely. Jahwe het voor getuies, het hy sy woord eetswering op die berg Sinaï gebring. In die ou verbond. In die nuwe verbond is daar ander getuies. Daarop het ek jou met water gewas en jou bloed van jou afgespoel en jou met olie gesalf. Ook het ek jou beklee met veelkleurige klere en vir jou skoene van robbevel gemaak, en ek het jou gehul in fyn linne en jou oordek met sy. Verder het ek jou met sierrade versier en armbande aan jou hande gesit en 'n ketting om jou hals. Kyk nou 'n bietjie mooi wie doen dit. Dis Jahwe. En ek het 'n ring aan jou neus gesit en oorring aan jou ore en 'n pragtige kroon op jou hoof. Ja, jy het jou versier met goud en silwer en jou klere was fyn linne, sy en veelkleurige stowwe. Jy het fynmeel en heuning en olie geëet. En jy was buitengewoon mooi en so voorspoedig dat jy koninklike waardigheid bereik het. Daarby het daar 'n naam van jou af uitgegaan
onder die nasies vanweë jou skoonheid. Sy was nie so nie, sy het so geword. Hoe? Want dit was volmaak. Wat was volmaak? As skoonheid. Dit was volmaak deur my versiersels wat ek op jou aangebring het, spreek Jahwe. En dit is nou ongelukkig iets wat ons heeltemal vandag mis. Kan julle onthou, ja, Abraham vir Eliezer stuur met 'n klomp geskenke. As sy diensknegt vir sy seun Isak 'n vrou moet gaan kry daar by Laban. En daai Eliezer haal daar maar daar vir jou goed uit wat blink en mooi is en kosbaar is en hy plaas gee dit vir Rebekka. Dit is die goddelike beeld. Die man versier die bruid. Hy gee vir haar 'n ring. Hy maak haar mooi. En daarin vind sy haar skoonheid. Dit was nie uit haarself uit nie. Dit was nie uit haarself uit nie. Dit was uit sy handeling uit. Die tyd van die liefde word gekenmerk deur Jahwe wat handel. Nou, hoe vind ons in die Nuwe Testament hierdie beeld? Want dit is so kosbaar. Hier praat hy van kleding, beklee. Kolossense 3 sê, hoeveel keer beklee jou met Yeshua Messia. In die nuwe verbond, die tyd van die liefde, in die volheid van die tyd toe Yeshua gekom het, het hy nie net vir ons gesterwe, vir ons sondes en die skuld weggevat nie. Hy het ook vir ons die geregtigheid omhul en ons geseën met gawes wat ver kosbaarder is as goud en silwer, is die vrugte van die Heilige Gees. Soveel so dat daar van die nuwe Jerusalem van die bruid verkondig word, en ons lees dit in Openbaring, laat ons bly wees en ons verheug en aan hom die heerlikheid gee, want die bruilof van die lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaak en aan haar is gegee om bekleed te wees met rein en blink fyn linne. Want die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges. Sy het dit nie uit haarself reg gekry nie. Efesiërs 2 vers 10 sê ons is sy maaksel. Hy het ons gemaak, geskape tot goeie werke. Dis hierdie regverdigheid. Hy het ons beklee vir die huwelik. Hy het ons in die wynhuis ingebring. Hy het ons gewas met sy bloed. Hy gee die gawes, die geskenke, die Heilige Gees, maak van ons die mooiste bruid. Dis die tyd van die liefde. Gemeente, nou is die tyd van die liefde. Nou laat ons deur sy bloed verlossing ervaar. Nou is die tyd wat ons stil staan, dat hy met ons kan werk, dat hy ons mooi maak deur sy Gees, dat hy ons beklee met geregtigheid, dat ons werklik waar vir hom mooi is. Kan julle die bruilofslied van die Messia onthou, Psalm 45? Wil julle hom gou soontoe blaai? Dis baie belangrik. Moenie wees daar wat sy sê ek is breinerig en al haar foute raak sien nie. Nee. Hy het ons al lankal geseën met 'n nuwe mens. Terwyl julle na Psalm 45 toe blaai, lees ek net gou hierso in my aantekeninge Kolossense 3 vers 10 dat ons nie mekaar moet lieg nie omdat julle die ou mens met sy werke afgelê het en julle heel met die nuwe mens beklee het wat vernuwe word deur die kennis na die beeld van sy Skepper. Die kennis van sy beeld. Dit is ook ons boodskap, die verborgenheid van die godsaligheid. Yeshua Messia die wysheid. Ja, Psalm 45 is die bruilofslied en hy sê in vers 11: Hoor o dogter en kyk en neig die oor en vergeet die volk in die huis van die Vader. En as die koning u skoonheid begeer, want hy is u Heer, hy is die man, buig u dan voor hom neer. Is dit moontlik dat die koning ons skoonheid begeer? Ons het gelees in Hooglied hoe hy vir haar sê, sy is die roos van Saron en sy is die lelie van die dale. Waar kry ons daai skoonheid vandaan? Jesegiel 16. Hy het ons beklee met sy skatte, met sy gawes, met sy rykdom, van sy heerlikheid, van sy majesteit, die kennis van sy beeld. Hy openbaar homself nie enige tyd nie. Hy het nie 'n vuil, oorspelige vrou gevat en haar beklee nie. Hy het eers gesterf, hy het eers die prys betaal. Daar's 'n tyd. Daar moes 'n tyd gewees het. En alhoewel ek het nou al 'n paar keer aangehaal het, dink ek tog ons moet dit in ons eie Bybels lees en gou onderstreep. Galasiërs 4 vers 4. Galasiërs 4. Dit is die tyd van die liefde.
Ja, aan die een kant is vanaand se boodskap eintlik 'n waarskuwing om nie die liefde op te wek as dit die liefde nie behaag nie, veral in die vleeslike lewe, en in die geestelike lewe was daar baie vals messias, en daar's vandag nog mense wat op verskeie maniere die liefde wil opwek en in ekstasis ingaan, deur drome of deur allerlei geestelike pogings, want hulle wil naby Jahwe voel. Dis aardse menslik, dis die vrou wat probeer iets doen. Jahwe openbaar sy liefde op sy manier, op sy terme, op sy tyd, op sy gawes, op sy bepaalde tyd, en ons moet daar volgens die reëls nakom. Galasiërs 4 vers 4 tot 6. Maar toe die volheid van die tyd gekom het, als het 'n tyd. Toe die volheid van die tyd gekom het, Galasiërs 4 vers 4, het God sy seun uitgestuur, nee, Johannes 3 vers 16, so lief het God sy seun die wêreld gehad, nee. So dit was hierdie tyd, is die tyd van die liefde, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet, om die wat onder die wet was, ons praat van Israel, los te koop, sodat ons die aanneming tot kinders kan ontvang, en omdat julle kinders is, het God die Gees van sy seun in julle harte uitgestuur, en hy roep Abba Vader. Die werking van die Heilige Gees is, hy getuig van Yeshua, hy getuig van die kennis van God, om ons voor te berei, om ons te versier in hierdie tyd van die liefde. Die Heilige Gees is die een wat in ons harte Abba Vader roep. Ons behoort aan hom, ons behoort aan hom. Ons is syne. Eerste liefde, die Heilige Gees werk in ons eerste liefde, en hy hou daardie liefde brandend. Nou, dit is belangrik dat ons hierdie tyd van die liefde sien as 'n tyd van bekering. Daar was tye van onkunde, daar was tye van Lo-Ami, daar was tye van moenie tot my nader en moenie tot my bid nie, want wie is hy wat sy lewe daarin sal waag om my toe te nader? Want dan is daar ook 'n tyd waar die voorhang sal skeur, wanneer dit die Allerheiligste oopgaan en sê, kom na my toe almal wat vermoeid en belaas is, ek sal julle rus gee. Vader, ek wil hê dat waar ek is, hulle ook sal wees, dat ons een kan wees. Die tyd van intimiteit het aangebreek in die verbond, binne die nuwe verbond. Geen nuwe verbond, geen intimiteit. Maar daarom juig ons, daarom jubel ons, want Yeshua kan die bloed van die verbond met hulle deel en sê, neem die beker, drink daaruit, dit is die bloed van die verbond, ek bring julle in my huis in, en ons kan met hom een word. So, ons kan dit lees in Handelinge 17 vers 30. Handelinge 17, die dogters van Jerusalem is besig om te verkondig dat die volheid van die tyd het aangebreek, die getuies, Sion, boodskapper van goeie tyding, staan op 'n hoë berg. Dis wat die apostels doen. Paulus staan nie fisies op 'n hoë berg nie, hy staan op die goddelike lering wat die hoogste berg is, die berg Sion, die fondamente van die nuwe Jerusalem. Gebou op die wet en die profete. Yeshua die hoeksteen. Handelinge 17. Handelinge 17. Vers 30. Paulus daar by die Areopagus in Griekeland. Is nie 'n klomp Judeërs wat in Jerusalem almal in die besnydenis is in die wet ken nie. As julle die hele hoofstuk lees, sal julle sien, hierdie is verlore Israel. Is Israel wat vir heidens het, en die tyd van die liefde moet weer aan haar verkondig word. Sy moet hoor dat Jahwe haar lief het. Jahwe het aan my verskyn, ek het jou lief gehad met 'n ewige liefde. En ek trek jou met goedertierenheid, verbondstrou, want jy is Israel. Handelinge 17 vers 30. God het dan die tye van onkunde oorgesien. Nou, dis nie net, sies tog, ons het nie geweet nie. Israel was 'n ongeleerde kalf, sy wou nie weet nie, sy was rebels. Vroeg en laat het Jahwe die profete gestuur om te sê, ek het jou lief, bekeer jou, maar sy het in opstand gekom. Dis nie net 'n saggies verhaal nie, dit is eintlik gruwelik hoe goddeloos Israel was. En daarom het Jahwe haar weggestuur in ballingskap. So wanneer daar weer 'n tyd van liefde aanbreek en volmaakte liefde dat Jahwe self neerdal, is dit vir ons die evangelie. Dis die grootste rede tot blydskap. Maar wat verwag hy? Dis die belangrike deel nou in die tyd van liefde. Die onkunde tyd is nou oorgesien en verkondig nou aan al die mense oral, en dis nou omdat Paulus in Griekeland is en al die Israeliete wat verstrooid is en moet inkom oral dat hulle moet bekeer. En dan praat hy weer van 'n bepaalde dag van die oordeel.
Daar's 'n tyd vir alles. Dis nou die tyd van die liefde. En die tyd van die liefde is die tyd van bekering. Dis die tyd waar die Heilige Gees eerste liefde in ons lewe werk. En die eerste liefde is, Vader, ek wil vernuwe word na die beeld van my Skepper. En hoe meer ek verander word van sy beeld, hoe meer kry ek daardie versierings van Esegiel 16. Sagmoedige gees, innerlike ontferming, barmhartigheid, wangdraai. Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Ek leef nie meer nie, hy leef in my. Dis die tyd van liefde. Het julle nou al gesien as twee mense verlief is? Hoe maklik verander jy in daai tydperk? Hoe maklik, jy is nie geïrriteerd deur die ander persoon se maniertjies nie. As hy dit so wil hê, dan doen ek dit so. Ek weet nie wat gebeur met ons later, dat ons weer terugkeer na ons eie streke toe nie, maar in daai tyd van die liefde is jy bereidwillig om te verander. Dis maar net een eienskap. Daar's baie ander. Die tyd van die liefde is 'n tyd van ek wil jou behaag. Moenie die liefde opwek as dit nog nie die liefde behaag nie. As dit nog nie die tyd is wat dit Jahwe behaag nie, maar dit het Jahwe behaag om sy seun te stuur. Lukas skryf so presies. Hy doen 'n kronologiese studie en Yeshua se geboorte kondig hy aan die hand van keisers in die tyd van keisers so en die tyd van gouverneurs so. Hy bring daardie aardse tydsaspekte in om te sê dis die tyd. Die natuur verkondig die tyd. Daar's 'n ster in die hemel wat wys dis die tyd dat die heiland, die verlosser in Bethlehem, die stad van Dawid gebore word. Die hele natuur, alles getuig van tyd. En dis ons boodskap vanaand. Die tyd van die liefde het gekom in Yeshua Messia, die volheid van die tyd. En wat is die implikasie daarvan? Dat ons as bruid sit en net sê, dankie? Nee. En verkondig nou dat ons tot bekering moet kom. Hy wat baie lief het, sal baie vinnig draai en met oorvloed verander en versmag om verander te word. Dis wat liefde doen. Dis die liefde van Yeshua wat ons oortuig. 'n Bietjie vroeër het Petrus hulle dieselfde verkondig van die tye, Handelinge 3, vers 19. En ek wil begin afsluit met hierdie bekeringsboodskap, want dit is waaroor die tyd van die liefde gaan. Sê, wat is bekering? 'n Gevoel? Nee, jy mag aangeraak word, jy mag deel daarvan wees, maar dit is nie op sigself net 'n gevoel nie. Bekering is handelinge. Bekering is waar jy werklik die vrug van bekering dra. En dit is wat ware liefde doen. Dit is nie net 'n gevoel nie, daar moet vrug wees. Handelinge 3 vers 19. Vroeg nog net na Pinksterdag, wanneer Petrus en Johannes daardie krepelman opgewek het, as hulle getuienis, want daai was 'n liefdeshandeling van Yeshua, daai wonderwerk, dis koorde van liefde, dis goedertierenheid. Hulle sê, kom dan tot inkeer, onthou daardie mense het Yeshua gevloekhout, net 'n rukkie gelede. Hy sê, kom tot inkeer en bekeer julle, sodat julle sondes uitgewis kan word en tye van verkoking van die aangesig van Jahwe mag kom. Daar is die aangesig van Jahwe. Wie mag hom sien? Wat sê die psalmdigter? Wie mag klim op die berg van Jahwe? Jy kan nie daarin opklim as jy nie binne die verbond is nie. Hy wat in die bloed van Yeshua rein hande en heilige lewens het gewas deur die bloed van Jahwe, nie eie verdienste nie. Hy mag op die berg Sion klim. Hy mag die heiligdom van Jahwe betree. Hy mag sy aangesig sien. Hy mag sy liefde geniet. So, ek wil vanaand afsluit met daardie bekende oproep. Vandag as julle sy stem hoor, verhard julle hart nie. Want vandag is die tyd van liefde, geopenbaar in Yeshua Messia. En ons blaai na Hebreërs toe vir daardie laaste paar tekste. Ons weet, Jahwe het hierdie pad met sy volk in die ou verbond gestap. En Psalm 95 sê so mooi in 'n lied, moenie julle harte verhard soos by Meriba. Daar waar julle liefde nog warm, brandende moes gewees het, julle is nou net verlos uit deur die Rooi See, uit Egipte land.
Jaweh het nou net met julle verbond gesluit by Sinai, net daarna is daar 'n verharding. Dit was die tyd van die liefde, toe sy agter Jaweh aangeloop het in die woestyn. Toe moes daar bekering wees, maar toe is daar verharding. Verharding is dodelik vir eerste liefde. Eerste liefde verwerk bekering. En verharding, doof, blus die gees. Blus die gees wat die liefde van Jaweh in jou lewe werk. Hebreërs 3. En ons lees vers 14 en 15. Want ons het deelgenote van Messia geword, deelgenote binne die verbond, een met hom, as ons net die begin van ons vertroue tot die einde toe onwrikbaar vashou, omdat daar gesê word, vandag as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie soos in die verbittering nie, en hy verwys terug na daardie bittere hartseer tyd in die Ou Testament wat ek nou net verduidelik het. Vers 6 van hoofstuk 4, volgende hoofstuk, Hebreërs 4 vers 6, terwyl dit dan so is dat sommige daar ingaan, en diegene aan wie die evangelie eers verkondig is, die blye boodskap, deur ongehoorsaamheid nie ingegaan het nie. Let op die woord ingaan. Jy gaan in die land in, jy gaan in die tempel in, jy gaan in die verbond in, daar's intimiteit. Vers 7, bepaal hy weer 'n sekere dag, naamlik vandag. As hy soveel later deur Dawid spreek, soos gesê is, vandag as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie. Vandag is die Heilige Gees, die liefde van Yeshua, sy vloekhoutoffer, sy opstanding aan jou openbaar. En hy sy liefde, sy koorde van liefde jou mee trek, omdat jy uitgekies is, nie jou hart verhard nie. Dis nou die tyd van liefde. Daar was 'n tyd wat Jerusalem nie die liefde kon opwek nie, wat sy nie kon sê wat ons vandag sê nie. Daar was 'n tydperk wat hulle nie kon sê, so spreek Jaweh nie, want ja, die stem van Jaweh het stil geword in die tydperk na Maleagi, omdat daar verwerping was. Maar nou, in hierdie laaste tyd, Hebreërs 1 vers 1, spreek Jaweh deur die Seun, en sy spreuke is die liefde. Dit is nou, vandag, die tyd van die liefde. En ons dank Jaweh daarvoor. Kom ons staan en bid ons saam. Ons ewige Vader Jaweh, dankie dat U liefde in ons harte uitstort deur die Heilige Gees. Dat U woord sê, hieraan het ons die liefde leer ken. Nie dat ons lief gehad het nie, maar dat U ons lief gehad het en die Seun gestuur het. Dankie dat ons kan getuig van die Gees wat U verbond op ons harte skrywe, sodat ons ook weet, te midde van beproewing, te midde van gevoelens dat ons ver is, of te midde van enige omstandigheid in hierdie land, in hierdie aand, kan ons as U kinders intiem vir U dankie sê, dat niks tussen ons en U skeiding kan maak nie. Dat U self die middelmuur van skeiding weggeneem het deur die liggaam. Help vir ons dat U liefde vir ons so sal bekoor, so sal oorweldig, dat ons in ons geestelike lewe daarby sal hou, en ook op vleeslike vlak, dat elkeen van ons wat in 'n huwelik is of op pad is na een, ons sal neerlê by U beginsels. En dankie dat U vir ons die hoogste vreugde gee, waar ons U volg in gehoorsaamheid. Dankie Vader, U is die Skepper. U bepaal, U beskik volgens U voorneme. En ons eer U daarvoor. In Yeshua Messia. Amen.